Julle, vanoggend wil ons sommer net hier saam met mekaar staan en ons wil graag 'n boodskap met julle deel, iets wat ons glo die Here op ons hart gesit het, om te bemoedig, om aan te moedig en miskien in 'n sekere mate om ook mekaar op te roep en te sê ouens, daar's 'n manier hoe ons regtig kan God ervaar teenwoordig by ons in ons lewens. Goeiemiddag julle. Ek het 2 stukkies vandag saamgebring. Ons sal begin by Matteus 6 vers 31 tot 34. Maar 'n bietjie agtergrond. Jare terug het ek een sonoggend baie vroeg in die land geloop en gekyk hoe ons rypskare gehad het. En dit was nogal erg geweest. En daai oggend was ek en Dominee Dirk alleenig in die konsistorie geweest. En ek was bitterlik bekommerd want ons het ryp gehad waar ons nog nooit voorheen ryp gehad het nie. So ek het nie eens in die laer lande gaan kyk nie. So dit was my voor die hand liggend dat dit 'n bitterlike moeilike jaar geweest. En toe sê hy vir my, maar ons is klein gelowig. Ons moet meer vertrou hê in God. En hy het die datum neergeskryf en 'n jaar later het hy vir ons bewys dat dit nog steeds goed gegaan het met ons. En daarom kom ek terug na Matteus 6 vers 31. Hierdie is net opsommend, dis nie presies hoe dit nou in die skrif staan nie. Maar julle moenie bekommerd wees oor die toekoms nie. Die Here wat weet wat ons nodig het. Swak oeste en ryp en haalskare. Ons is al deur daai goed. En nog steeds het daar wonderlike deure vir ons oopgegaan. Sodat ons deur die jare kon gaan. En ek persoonlik, een van my moeilikste dinge waaraan ek gedink het, was om van my permanente werkers te ontslaan. En dit het nie gebeur, ek het niemand afbetaal nie. En in 'n swak jaar, weet julle ook self, daar is die moontlikhede van uitbreiding is maar skaars of skraal. En ek kon toe nog 'n 3 hektaar wingerd aanplant daai jaar, in daai swak jaar. Die tweede stukkie wat ek saamgebring het, is Jeremia 29 vers 11 tot 14. Maar in vers 8 in Jeremia 29 sê dat ons moet oppas vir valse profete. Daar's mense wat jou bang praat, negatiewe praatjies oor die toekoms en oor die dag van môre. Soos wat ek vanoggend van gehoor het van 'n vrou wie se dam gebreek het, sy bly daar aan die ander kant Pofader. So dit is verskriklik moeilik daar, hulle kry baie min reën omrede hulle tussen die winter en die somer reënvalstreek bly. So dit is 'n droë gedeelte daai. En toe het iemand daar gesê, maar sy sal baie reën kry. En dit is die woorde is nie reg gekies nie, want daai vrou het nou miskien valse hoop gekry. Waar jy eerder moet sê, ek bid vir jou vir reën, of ek hoop jy kry reën. Moenie sê jy sal nie, want as dit nie gaan reën nie, wat gaan jy dan nou sê? O, my gebede is nie verhoor nie, of dit maak dit baie moeilik. En dan vers 11 tot 14. God se plan vir ons is, en dis weer opsommend. God se plan vir ons is rooskleurig, voorspoed met baie seën. Ons moet mekaar moed inpraat. En in my persoonlike geval is hou ek daarvan om in persoon by mekaar te wees, nie oor 'n WhatsApp of oor 'n telefoon nie, in persoon. Dit werk vir my. En ek glo dit sal vir ander mense ook werk. Daai persoonlike kontak wat ons byvoorbeeld in die kerk of na die kerk het, waar ons kan bladskit in 'n drukkie gee. Dit is wat 'n gemeenskap nodig het. En sulke goed bring 'n gemeenskap by mekaar. En ons kan nie alleen staan in ons gemeenskap nie. Baie dankie. Dis 'n voorreg om vanoggend te staan saam met julle. En ek dink in 'n wingerd wat vol druiwe hang. Ons weet nie wat om te verwag in die lewe vorentoe nie, maar ek dink ons vertrou in die Hemelse Vader dat alles so goed gaan, uitkoms gaan wees. My ervaring is, om het te swaar kry, is dat die teiken wat ons moet behaal is baie, baie hoog. Die 15-20% top boere in die wêreld, dis 'n reuse uitdaging. En veral as jy moet lewe
volgens jou prioriteite, en jou prioriteit is reg, is dat jou verhouding met jou Skepper die belangrikste is, en dan jou gesondheid, jou gesin, jou familie, jou vriende, en dan eers kom jou besigheid en jou geld. En dan moet ons nog tyd vir mekaar oor hê, tyd om saam te speel. As vir julle ouens sien, moet ek gelukkig kan wees, dit moet lekker wees om saam te kuier. En ons moet 'n rede hê om op te staan. Nou dit is bitterlik moeilik, en dit is om ons nie alleen die pad kan stap, en dit is kom ons die Here in ons lewe nodig het. En om terug te kom by nie alleen nie, ek weet die wêreldsgeskiedenis sê, dit is 'n klein groepie mense, wat passievol is, oor dieselfde ding, kan die hele wêreld omkeer. In die wêreldsgeskiedenis is daar boeke oor geskryf wat dit wel gebeur het. So ek glo dit kan hier ook gebeur as ou saam staan. Nou, ons wat in Afrika is, almal ken die stories. Die een is die African way, wat as die son opkom in die oggend, dan hardloop die springbok, want hy weet hy het leeukos, so hy moet hardloop. En die leeu bly honger as hy nie hardloop nie. So die moral of the story, as die son opkom, hardloop ons almal. En dis nie 'n goeie prentjie nie, dis ook nie 'n goeie plek om te wees, om te jaag, of om te vlug, vir skuld, of vir meer geld, te veel geld nie. Ek dink die goeie plek is om te wees waar jy jou herder volg, jy is deel van 'n trop skape, en waar jy die herder se stem ken, en jy is gemaklik tussen die klomp skape, want jy weet as jy buitekant beweeg dan, is jy wolwekos. En jy moet ook nie vertrou hê dat die ander skape ook die Here se stem kan hoor. Dat nie net jy aangewese is, jy nou vandag mishoor, of jy hoor die Here se stem, dan is jy leeukos nie. Hulle roep jou en hulle hou jou daar, en dis 'n goeie plek om te wees. As ek nou onthou, my pa het my geleer, en ek moet dan so 'n bietjie oor my pa praat, die vorige generasie. Hy het gesê, die Here sorg vir die kinders, en die ouers eet saam, so jy moet 'n groot gesin hê. So hy het gesê, my ma boer in die huis, en hy boer buitekant. Nou wat ek onthou daarvan, is dat hulle baie hard gewerk het, hulle het hulle moeilikheid gehad ook. Daar's baie ons hulle plase verloor het. Daar's ouens wat opgestaan het, daar's ouens wat gaan lê het. Daar's ouens wat opgestaan het en aangegaan het, waarmee dit baie slegter gegaan het. En daar's ouens wat mee goed gegaan het en het moed verloor het. So, as ons vertrou in die Here stel, en ons gaan saam staan, gaan ons die pad deurstap. Ons almal van ons. En as ons meer vir mekaar kan luister en kan hoor, dan sal dit goed gaan met ons. En ek is dankbaar dat ek hier kan staan na 2 oggende van uiterste koue en ryp. En dat die Here ons deurgehelp het. Ek meen, ons kan nou sê, ons het tyres gebrand, ons kan nou enigiets sê. Maar ons wil absoluut in die Here se hand, en dis waar 'n boer moet wees, dis die beste plek. Hy kan op geen ander plek wees nie. Dankie. Ek dink Andre, ek wil by julle aansluit. Ek het 3 goed ervaar vir vandag, en die eerste een is seën. Ek dink dis wat ek by jou wil aansluit, die dankbaarheid oor hierdie 3 koue oggende, wat dit so maklik anders kon wees, wat ons regtig vir die Here dankie sê, dat die oes beskerm is. En saam met dit 'n stuk seën van die Here, en ek wil verwys na Laura Story se lied van blessings, waarin sy ook sê, seën kom baie keer anders as wat ons dit soek. Dit wat ek verwag as seën van die Here, en dit wat hy vir my gee, verskil baie keer. En dan kyk ek dit mis. So ook die gebed dat ons sal sien waar die Here ons seën, in die klein goedjies, en dat ons net in afhanklike pad saam met hom sal bly. En die derde ding is 'n toekomsverwagting, saam met ondersteuning, dat ons sal bly uitsien vir dit wat die Here vir ons gee, maar ook dat daar waar ons dalk naby die Here is en dit goed gaan, is dit nie met almal van ons die geval nie. Partykeer is ek naby en jy's ver, en môre lyk dit weer andersom. En daarom is die ondersteuning van mekaar so krities belangrik. Ek dink Johan, om aan te sluit by jou en Andre wat albei daarna verwys het. Ons het mekaar nodig. As jy 'n kool uit die vuur uithaal, dan gaan hy kool dood. Maar juist die samehorigheid, die eenheid, het sy dit in die kerk is, in die boerevereniging, by die skool, daar waar ons mekaar kan ondersteun, mekaar kan bemoedig. Ek ervaar regtig in die veebedryf wat in die laaste 10 jaar omtrent baie plekke net 2022 regtig goeie reën gehad het, dat die gemoedere laag is, en dat ons mekaar juist moet ondersteun, uitgaan, help daar waar ons kan help, iets wat dalk
volgens my baie klein is, kan vir iemand anders 'n groot verskil maak. So my gebed is dat ons 'n verskil kan maak aan ander mense se lewens, vanuit die dankbaarheid, vanuit die seën wat ons van die Here ontvang. En daarom is dit 'n voorreg om saam met julle hier te staan, en dat ons ook hierdie eenheid kan aangee na buite, dat ons mekaar kan ondersteun, dat God die sentrale punt gaan wees, om ons ook deur hierdie moeilike tyd te vat, soos Johan sê, dat ons oor 'n jaar ook weer kan staan en sê, dankie Here, dat U ons hier deur gedra het, en ons gaan ook hierdie pad verder saam met U stap. Julle, as ek so na julle luister, dan is daar een ding wat nogals in my gedagtes sommer net opkom, en dit is daai teks wat ons baie keer aanhaal. Ons weet nie altyd lekker waar dit staan nie. Hulle sê, waar sal ons hulp vandaan kom? So amper half spottenderwys baie keer. Maar om iets in ons harte te sê, ons is in die moeilikheid, en ons sukkel. Baie ouens wat regtig sukkel, en sê maar ons weet iewers in die Bybel staan iets van dit, en ons het hulp nodig. En daai spesifieke gedeelte staan in Psalm 121, maar hy teks gaan verder, en hy gee 'n antwoord. En die antwoord wat hy gee, hy sê, op die vraag, waar sal my hulp vandaan kom, is nie sommer net 'n vraag nie, dis 'n oproep. Daar is 'n antwoord daarop. Daai antwoord is, my hulp kom van die Here, die skepper van hemel en aarde. En dis iets wat ek hoor by julle ook vanoggend. As ons met mekaar net kom staan en sê, kom ons bemoedig mekaar. Die skepper God, hy is die een van wie ons hulp kom. Die God wat jou plaas geskep het, die grond waarop jou plaas is, die God wat die plante, die diere, die werkers op jou plaas geskep het, die God wat vir jou geskep het, dis van hom van wie ons hulp kom. En as ek net dink aan 'n woord, en ek luister wat julle sê, en ek dink sommer 'n woord wat ons kan help om die ding te omvat, dan is die een woord wat vir my dit nogals uitstaan, is die woord betrokke. Wees betrokke. Heel eerste, om betrokke te wees by God. Tyd te maak met hom, stil te word by hom. Here, wat wil U vir my sê? Wat wil U deur my sê? Wat wil U deur my doen? En op daai punt om betrokke te raak in daar waar jy geestelik inskakel, of dit 'n gemeente is waar jy inskakel, daar waar jy saam met ander mense aanbid, vir die Here te vra, Here, wat is die ding wat U wil hê ek moet verantwoordelikheid voorvat om 'n verskil te maak? Dan die ander ding is om betrokke te wees by mense, om te bel of soos Johan gesê het, by iemand te gaan kuier, sommer net by mense aan te kom en nie te vra, hoe gaan dit met jou, sodat jy kan meet of jy okay is nie. Maar om te vra, hoe gaan dit met jou, omdat ek wil weet, hoe gaan dit met jou? En om saam met mekaar te bid, vir mekaar om te gee, saam met mekaar vir ander te bid. Wilco, dit wat jy ook nou gesê het, daar's ouens in die veebedryf wat verskriklik met wie dit benaard gaan op hierdie stadium. En uiteindelik, as ons betrokke raak by God en by mense, dan dink ek gebeur daar 'n paar goed. Die een ding is, dit bring vrede. Nog 'n ding is, dit herstel perspektief. Ek dink iets anders wat ook gebeur is, dit verskerp ons fokus. En dan natuurlik skep dit energie. Maar die Here dink ek wil dit doen. Want deur sy betrokkenheid in ons lewe, wil hy vir ons wys dat hy ook betrokke is op jou plaas, in ons gemeenskap, in landbou, in Suid-Afrika. So, as ons vir jou kan bemoedig, en ook kan aanmoedig, te sê, raak betrokke by God, raak betrokke by mense, en dan gaan ons landbou en Suid-Afrika sien, God is reeds betrokke in ons wêreld. Ek glo, as ons begin sien God is reeds betrokke, dan het ons hoop. Julle baie dankie dat ons dit met julle kon deel. Julle is welkom om die boodskap aan te stuur, en om saam met mekaar te bid, en vir die Here regtig te vra, hoe dat ons mekaar kan aanmoedig, om betrokke te wees.